Ons teksvers kom uit Numeri 20 vers 8 en 11. Numeri 20 vers 8. Neem die staf en laat die vergadering byeenkom. Jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë. Dan sal hy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering en hulle vee laat drink. Ons lees uit die 53 vertaling. Numeri 20 vers 11. Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal met sy staf. En daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het, en hulle vee. Gehoorsaamheid gaan nie net oor dade nie. Dit gaan oor die hart agter die dade. In Numeri 20 sien ons een van die magtigste leiers van die Bybel, Moses, wankel op 'n kritieke oomblik. God het hom duidelike instruksies gegee, maar Moses het dit effens verander. Wat dalk na 'n klein veranderingkie lyk om die rots te slaan, in plaas daarvan om daarmee te praat, het blywende gevolge gehad. In Numeri 20 vers 8 het God Moses opdrag gegee om met die rots te praat, maar in vers 11 het Moses eerder 2 keer op die rots geslaan. Die gevolg was dat water nog steeds gevloei het, maar die daad het God mishaag. Hoekom? Omdat Moses God se heiligheid verkeerd voor die volk voorgestel het. Sy optrede het 'n boodskap oorgedra wat nie in lyn met God se wil was nie. Hierdie oomblik beklemtoon 'n sleutelwaarheid. Gedeeltelike gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. God is nie beïndruk deur ons goeie bedoelings as dit op ons eie manier uitgevoer word in plaas van syne nie. 1 Samuel 15 vers 22 sê vir ons: Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as 'n slagoffer. Om te luister is beter as die vet van ramme. Hierdie vers herinner ons daaraan dat geen uiterlike godsdienstige bedrywighede eenvoudige, getroue gehoorsaamheid aan God se woord kan vervang. Gehoorsaamheid toon of ons God se karakter en wysheid vertrou of nie. In Numeri 20 het Moses se frustrasie met die mense daartoe gelei dat hy in woede eerder as geloof opgetree. God het hom gevra om te praat, om sy sagmoedigheid, dis God se sagmoedigheid en voorsiening te demonstreer. Moses het eerder die rots geslaan. Miskien het hy vertrou wat voorheen gewerk het, soos ons daarvan lees in Eksodus 17 vers 6, eerder as om op God se nuwe onderrig te vertrou. Wanneer ons God vertrou, gehoorsaam ons selfs wanneer sy instruksies vir ons onbekend of ongemaklik lyk. Spreuke 3 vers 5 tot 6 herinner ons: vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Alhoewel Moses 'n getroue dienaar was, het sy ongehoorsaamheid om daarvan weerhou om die beloofde land binne te gaan. Dit het nie oor swaar straf gegaan nie, maar eerder 'n demonstrasie van God se heiligheid. Leierskap kom met groter verantwoordelikheid. Wanneer ons ongehoorsaam is, veral in die openbaar, kan ons God se reputasie in die oë van ander beskadig. Dit is 'n onnigterende herinnering dat hoewel God barmhartig is, hy ook heilig is. En ons gehoorsaamheid ernstig opneem. Hoe nader ons met hom wandel, hoe meer verwag hy van ons om hom goed te verteenwoordig. Hoewel Moses tekort geskiet het, het Jesus Christus God se wil volmaak vervul. In Filippense 2 vers 8 lees ons: en in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Christus se gehoorsaamheid het lewe gebring, nie net vir homself nie, maar vir almal wat glo. Sy voorbeeld leer ons dat gehoorsaamheid dikwels nederigheid, selfverloning en geloof vereis, maar dit bring ook ewige beloning mee. Gehoorsaamheid is dalk nie altyd maklik nie, maar dit is altyd die moeite werd. Moses se verhaal in Numeri 20 is 'n kragtige les. Selfs klein afwykings van God se instruksies kan tot groot gevolge lei. Maar dit herinner ons ook aan die genade van God. Hy het steeds water aan die mense verskaf, ten spyte van Moses se mislukking. Laat ons daarna streef om 'n volk te wees wat aandagtig luister, getrou volg en volkome vertrou. Of die taak groot of klein lyk, mag ons die woorde van Jesaja weerspieël. Ons lees in Jesaja 6 vers 8 toe hy gesê het: hier is ek, stuur my. Mag ons gehoorsaamheid eer aan God bring en sy heiligheid weerspieël aan 'n waarnemende wêreld. Amen.